Numeri, hoofstuk 19. Die Here het verder vir Moses en Aaron gesê, dit is 'n instruksie wat die Here gegee het. Jy moet vir die Israeliete sê dat hulle vir jou 'n rooi koei waarin daar geen liggaamlike gebrek is nie moet naderbring. Dit moet 'n koei wees wat nog nie onder die juk was nie. Julle moet die koei vir Eleazar, die priester gee. Dan moet die koei tot buite die kamp gebring word en daar voor sy oë geslag word. Dan moet Eleazar van die koei se bloed neem en met sy vinger dit 7 keer in die rigting van die tabernakel se voorkant sprinkel. En hulle moet die koei voor sy oë verbrand. Die koei se vel, vleis, bloed en pensmis moet alles verbrand word. Die priester moet 'n takkie sederhout, 'n takkie hisop en 'n stukkie bloedrooi tou binne in die vuur van die koei gooi en dit verbrand. Daarna moet die priester sy klere was en 'n bad neem en hy mag weer in die kamp kom. Hy bly egter onrein tot die aand toe. Die persoon wat die koei verbrand het, moet ook sy klere was en 'n bad neem. Hy is ook tot die aand toe onrein. Die as van die koei moet deur 'n ander rein man bymekaar gemaak word. Hy moet dit buite die kamp op 'n rein plek stoor as reinigingswater vir die vergadering van Israel en as 'n sondeoffer. Daarna moet hy ook sy klere was en 'n bad neem, en hy sal onrein wees tot die aand toe. Dit is 'n vaste reël wat geld vir die Israeliete, sowel as die vreemdelinge wat tussen hulle woon, van geslag tot geslag. Indien 'n persoon aan die lijk van 'n dooie raak, sal hy vir 'n week lank onrein wees. Die persoon moet op die 3de en die 7de dag homself reinig met die water, en hy sal rein wees. Indien hy egter nalat om homself op die 3de en die 7de dag te reinig, sal hy steeds onrein wees. Iemand wat aan die lijk van 'n dooie geraak het en nalat om homself te reinig, is besig om die tabernakel van die Here te verontreinig. Hy moet doodgemaak word. Hy is onrein omdat die reinigingswater nie oor hom uitgegooi is nie. Hy bly onrein. Hier volg die instruksies vir wanneer 'n persoon in 'n tent doodgaan. Alles wat in die tent is, sowel as elke persoon wat die tent binnegaan, sal vir 'n week lank onrein wees. Alles wat oop in die tent staan en nie deeglik met 'n deksel toegemaak is nie, sal onrein wees. Indien iemand buite in die veld aan 'n persoon raak wat deur die swaard gesterf het, of aan enige persoon wat gesterf het, of aan die gebeentes van 'n oorledene, of selfs aan 'n graf raak, sal hy vir 'n week lank onrein wees. Vir daardie persoon moet daarvan die as van hierdie sondeoffer geneem word en in 'n kleipot gegooi word. Daar moet ook vars water in die pot gegooi word. Dan moet 'n man wat rein is 'n hisoptakkie vat en in die pot water druk. Hy moet die water met die hisoptakkie sprinkel oor die tent en alles wat daarin is. Hy moet ook van die water sprinkel oor elke mens wat in die tent was, ook aan die een wat aan die beendere van 'n dooie, of aan iemand wat deur die swaard gedood is, of aan 'n dooie liggaam, of aan 'n graf geraak het. Hy moet op die 3de en op die 7de dag van die reinigingswater oor die onreine sprinkel. Op die 7de dag, nadat hy klaar die onreine besprinkel en gereinig het, moet hy sy eie klere ook was en 'n bad neem. Teen sononder sal hy rein wees. Indien 'n onrein persoon nalat om homself te reinig, moet hy uit die vergadering geneem en doodgemaak word. Hy het die Here se heiligdom verontreinig. Hy is onrein omdat die reinigingswater nie oor hom gesprinkel is nie. Hierdie instruksie moet vir altyd geld. Die persoon wat die reinigingswater sprinkel, moet sorg dat hy sy klere was, en die persoon wat raak aan die reinigingswater is tot die aand onrein. Enige iets waaraan 'n onrein persoon raak, sal ook onrein wees, en as iemand aan die onreine raak, sal hy ook onrein wees tot die aand toe.